Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Het jy al ooit gewonder hoekom God homself aan Moses geopenbaar het in 'n doringbos in die woestyn? Hoekom nie in 'n groot stad of belangrike godsdienstige plek nie? Dalk is dit omdat God wou wys dat daar geen plek op hierdie aarde is, nie eers 'n doringbos, waar hy nie teenwoordig is nie. God is alomteenwoordig. Hy is altyd daar, selfs al is jy nie van hom bewus nie. Selfs wanneer jy nie sy teenwoordigheid voel nie, kan jy altyd vashou aan die feit dat hy daar is. Ja, God wil hê jy moet bewus wees van sy teenwoordigheid, maar hy is meer besorg dat jy hom sal vertrou. Ons leef deur geloof, nie deur aanskouing of deur ons gevoelens nie. En die situasies wat jou geloof die meeste sal strek, sal daardie tye in jou lewe wees wanneer die lewe uitmekaar uitval en God nêrens te vind is nie. Dit het met 'n man met die naam Job gebeur. Op 'n enkele dag het hy alles verloor. Sy familie, sy besigheid, sy gesondheid en al sy besittings. En toe, vir 37 hoofstukke in die boek Job, het God niks gesê nie. Wat doen jy as jy nie verstaan wat in jou lewe gebeur nie en God is stil? Jy doen wat Job gedoen het. Jy vertel vir God presies hoe jy voel. Jy stort jou hart voor hom uit. Ontlaai elke emosie wat jy voel. Job het dit gedoen toe hy gesê het in Job 7 vers 11, "So wil dan ook ek my mond nie hou nie. Ek wil spreek in die benoudheid van my gees. Ek wil kla in die bitterheid van my siel." Of jy vandag God kan voel of nie, jy kan vertrou dat hy by jou is. Is jy vol twyfel, woede, vrees, hartseer of verwarring? Bring alles na God toe. Hy is by jou, hy is vir jou, en hy kan al jou vrae en bekommernisse hanteer. Soos die woord sê in Romeine 8 vers 31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, vandag kom stort ek my hart voor U uit. Ek gee al my vrese, bekommernisse, hartseer en emosies, en ek vra dat U my hart sal vul met U vrede. Lei my voetstappe en gedagtes, sodat my lewe U liefde kan weerspieël in alles wat ek doen. In Jesus naam bid ek dit.